Baie welkom by ons digidiens hier so aan die begin van Pinkstertyd. Donderdag het ons Hemelvaart gevier en volgende Sondag herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. En nou van Sondag aand af tot Donderdag aand het ons elke aand 6:30 Pinksterdienste en ook kinderpinkster. Ek wil sommer die ouers uitnooi om julle kinders saam te bring na die kinderpinkster van vir graad 1 tot 6, want Anita het baie moeite gedoen daarvoor en sy sien uit om ook die kinders daar te hê. Ons gaan in hierdie tyd bietjie stil staan by die belydenis van Nicea en dit help ons om 'n bietjie agter te kom, sommer net weer na te dink oor wat ons glo, wie ons is. En daarom is ons algemene tema, wat glo ons? Vandag se tema is, ons is kinders van God. As ons iemand ontmoet, dan vra ons gewoonlik so 3 vrae. Nou, wat is jou naam? Waar woon jy? Wat doen jy? Maar as ons nou vir iemand vra, as iemand nou vir jou vra, wie is jy nou werklik? Dan wonder ek, wat gaan ons sê? Maar Jonas se antwoord daar toe hy op die skip was, daar op pad na Tarsus en toe dit stormagtig was en die bemanning agtergekom het, hy is eintlik die oorsaak van hierdie storm op die see. Toe vra hulle vir hom, maar wie is jy? En toe antwoord Jonas toe sê, ek is 'n Hebreër, ek dien die Here, die God van die see en van die vasteland. En met hierdie geloofsbelydenis het hy eintlik iets gesê van wie hy is. Want per slot van sake is 'n mens tog wat jy glo. Nou in hierdie tyd, in die Pinkstertyd, gaan ons nou stil staan by een van die 3 ekumeniese geloofsbelydenisse. Ons ken almal die apostoliese geloofsbelydenis wat ons Sondag in die kerk saam bely. En dan is daar nog die geloofsbelydenis van Nicea en van Athanasius. Nou ons gaan stil staan by die belydenis van Nicea, om so 'n bietjie meer te bepaal wat ons glo en wat mense al vir 1700 jaar lank glo en bely. En daarom is ons algemene tema, wat glo ons? En wat glo ons? Wie is ons? Wat is ons identiteit? Maar kom ons kyk wat sê Paulus vir ons in Galasiërs 3 vers 26 ensovoorts. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ons teksvers vandag is Galasiërs 3 vers 26. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle almal kinders van God. En by die geloofsbelydenis van Nicea staan ons by die volgende frase stil. Ons glo in een God, die almagtige Vader. Vir die afgelope 1700 jaar is dit waaraan gelowiges vashou. God is ons Vader en ons is sy kinders. Ons glo in hierdie God, wat die skepper van die hemel en die aarde is, en wat alles rondom ons gemaak het. Maar hierdie belydenis rondom wie ons is, sê iets van ons identiteit, van ons verhouding met God, en ook ons roeping. Nou, ons identiteit in die eerste plek is wie ons glo ons is. Ons identiteit sê eintlik, dis wie jy is. Soos wanneer ek nou my ID-boekie vat en daarin lees ek my naam wat my pa en ma vir my gegee het, my van wat ek van hulle af gekry het. As ek my boekie so oopmaak, dan staan daar Niklaas Johannes van As. Dis wie ek is. Dis wie ek vir die wêreld is. Maar interessant, Paulus sê vir ons hier in Galasiërs 3 vers 26, wie ons eintlik is. Ons is kinders van God die Vader. Ons is God se kinders. En dan in die tweede plek sê dit iets van ons verhouding met God. Ons lees in Galasiërs 4 vers 6 tot 7 die volgende. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ek is my pa se kind.
En ek is sy erfgenaam omdat ek sy seun is. Ons is God se kinders en ook erfgename van God. Maar sy gees kom oortuig ons dat ons nie meer slawe is nie, dat ons nie vir God so slawe hoef te werk en te dien nie, maar dat God ons eintlik sy familie gemaak het, sy kinders, ons is deel van God se gesin. Maar nou moet ons onthou dat die ander gelowiges is ook deel van God se gesin en familie. Net soos wat my broers en susters deel van my gesin is en deel van my familie is, net soos ander gelowiges en alle gelowiges deel van God se familie. Al lyk hulle nie soos ek nie, en al dink hulle nie soos ek nie, en al is hulle nie soos ek nie, is hulle ook God se kinders. En daarom moet ek hulle in liefde hanteer en hulle respekteer. Want ons lees hier in Galasiërs 3 vers 28 die volgende. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Ons hoef nie almal enig te wees nie, maar in Christus Jesus is ons een, want ons glo in een Vader, in een Jesus Christus en in een Gees. Ons is almal een groot familie. En dit bring ons by die derde punt. Wat is ons roeping? Nou, as ons met iemand praat, dan vra ons nou, wat is jou beroep? Wat doen jy? En as ons maklik sê, ja, die verpleegkunde is 'n roeping, die onderwys is 'n roeping. Maar wat is ons eintlike roeping in die lewe? Dis om disippels van Jesus Christus te wees, volgelinge van Jesus. En dis ook ons visie in die gemeente, om saam met ander vir Jesus Christus te volg. En Jesus is ons voorbeeld, die een wie ons moet navolg, soos wat Paulus sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Maar nou kan ons vra, waarin is Christus vir ons 'n voorbeeld? Dus as ons net 'n bietjie terugkyk na sy lewe hier op aarde, dan onthou ons dat hy gesê het, hy het gekom om te dien en nie om gedien te word. Hy was nederig, hy was 'n koning, maar hy ry op 'n donkie. Hy was iemand wat geluister het na sy pa, alles gedoen het wat sy vader gesê het. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. En hier op aarde het hy God kom verteenwoordig. Hy het vir mense kom wys, eintlik hoe lyk God, hoe is God? En as ons nou mooi dink, dan is ons ook geskape as God se verteenwoordigers. En daarom is ons roeping om hier op aarde so te leef en so op te tree, dat mense iets van God in ons lewe raak sien. Daarom sê Jesus in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en my Vader wat in die hemel is, verheerlik. Paulus sê, of julle eet of julle drink, of wat julle ook al doen alles tot eer van God. As ons oor onsself dink, en ons dink weer wie ons is, wat is ons identiteit? Dan kan ons so maklik ons identiteit koppel aan wat ons bereik en wat ons het. Maar ons identiteit lê eintlik wie ons is in Christus Jesus. En daarom, al kan ek nie so goed bid nie, dalk kan ek nie so mooi praat nie, dalk is ek die mees suksesvolle sakeman of sportman nie. Dis nie waar my identiteit lê nie. My identiteit in wie ek is, lê in wat ek glo, in wie ek glo. Dat ek 'n kind van God is, en dat ons kinders van God is, saam met ander. Dat ons 'n kind van God is wat sy seun opgeoffer het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Wat ons vrygemaak het, sodat ons nie slawe is nie, maar dat ons net vir God kan lief wees en net vir hom kan lewe. Kan weet ek is sy erfgenaam, en ek het deel in die ewige lewe. Saam met die ander kinders van God is ons koningskinders. Die koning van hierdie wêreld, maak die koning van die ewigheid. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons u kinders kan wees, dat ons kan glo in Jesus Christus, dat ons kan weet die Gees is in ons, en dat ons tempels van die Heilige Gees is. Dankie dat ons kan weet, dat ons identiteit lê nie in wat ons bereik het, of wat ons het nie, maar in wie ons glo. Dankie dat ons in u kan glo, en in u kan vashou, en kan weet, u is ons Vader, dat ons ook kan uitroep deur u Gees, Abba, ons Vader, wat in die hemel is. En Here, ons is lief vir u,
Ons wil graag vir u lewe en tot eer van u naam lewe. In Jesus naam. Amen.